Drie konings in 'n winteroorlog. Daar was eenmaal 3 konings. Hulle was koning Yshoed, koning Sneeuwskoen en koning Druppelbaard. Hierdie 3 konings het in die Skandinawiese winter teen mekaar oorlog gevoer. Vroeg in die winter, toe November en die winter maar nog aan die begin was, het koning Yshoed voorgeloop in die stryd. Met sy yskristalle het hy die groen wêreld kom betower deur 'n dun wit laagie ys oor alles te strooi. Die yskristalle was fyn, maar het penoorent gestaan met allerlei hoekies en kantjies. En in die lig van die son, maan en die aand was die kristalletjies skitterblink. Later in November het koning Yshoed egter sy opponent raakgeloop. Met swaar tree van fyn wit balletjies het koning Sneeuwskoen sy eerste verskyning gemaak. Hy het ook later fyn wit vlokkies kom uitgooi, byna nes wit versiersuiker wat die takke laat swaarder hang het. Soos die winter egter donkerder en al kouer geword het, het die geveg tussen koning Sneeuwskoen en koning Yshoed al hewiger geword. Koning Sneeuwskoen sou aanvanklik oorheers deur al die ys met 'n dikker laag sagte los sneeu te bedek. Maar snags het koning Yshoed elke stukkie sneeu laat vasvries. En as die temperature so rondom vriespunt sou dans, het koning Yshoed sommer vir groot yskristalle bo op die sneeu gesorg. Dan was hy weer die wenner. Wat koning Yshoed ook bemeester het, is om die wateroppervlaktes in skaatsoppervlaktes te omskep. Want watermassas soos dammetjies wat lank genoeg onder vriespunt is, raak solied, al hoe dieper en dieper onder die wateroppervlak in. Maar toe die winter nog jonk was, sou die temperature taamlik gereeld weer vir 'n kort rukkie bo vriespunt styg en dan vir 'n paar dae lank. Die derde koning, koning Druppelbaard, het dan tot die oorlog toegetree en dikwels geseëvier. Elke stukkie ys en sneeu sou al drup, drup, druppend begin terugkeer na 'n staat van vloeistof. Die vermoë van koning Yshoed en koning Sneeuwskoen om water vas te vang in spierwit stukkies wat mense in jou hand kan vashou, het dan verdwyn. Elke stukkie daarvan sou later verdwyn. Soos die winter egter verouder het en sterker en dieper en kouer geword het, was dit meer dikwels die ys- en sneeuwkonings wat sou wedywer. Kort na Nuwejaar het koning Sneeuwskoen 'n wondermooie skouspel veroorsaak, wat baie sentimeters se sneeu sommer sulke stapels veroorsaak het. Koning Yshoed het telke male die wit vlokkies laat vries. Daar was geen plek vir koning Druppelbaard nie. Met temperature wat lank hier by -8°C gedraai het, het druppels nie kans gehad om te vorm en af te drup nie. Hulle het eerder gevries, sommer so in hul druppelvorms. So het dit vir 2 maande aangehou. Die sneeu van koning Sneeuwskoen het meermale teruggekeer. In die sneeukoninkryk van koning Sneeuwskoen kon die mense veral teen bilte afgly en gaan ski. Ski was nogal 'n groot wintergunsteling. Baie mense het op ski-avonture gegaan. Elke stad het selfs 'n week waarin hulle mag vakansie neem om te gaan ski. Nie eens die skole is dan oop nie. Wanneer koning Yshoed oorheers het, het die mense dit veral geniet om te ijskaats. Jonk en oud het skielik buite gekom, selfs al was dit koud. Terwyl klein damme en selfs groot mere heeltemal gevries was, het
baie mense op die geëiste wateroppervlaktes gaan baljaar. Buiten vir ijskaats was visvang op die ysdam 'n groot gunsteling. 'n Gat word geboor in die ys om 'n visvangkolletjie te kry. Daar waar jy iemand op 'n lae stoeltjie op die geëiste meer sien sit, kon jy maar weet, daar word vis gevang. En vir wat steek daar 'n tak bo die ys op die dam uit? Dis 'n visvanggatmerker. Wees versigtig daar rondom. Maar, teen einde Februarie het die winter se koue, donker kloue minder sterk geword. Die son het langer begin skyn en hoër op die suidelike horison begin sit. Stadig maar seker het die temperature begin styg. En weer het stygende temperature 'n smeltery tot gevolg gehad. Dit het tyd geword vir koning Druppelbaard se oorheersing. Hy kry juis sy naam van sy baard wat vol druppels is. Ja, sy baard bestaan eintlik sommer net uit druppels wat op sy wange, bo-lip en kin versamel. Wanneer hy gewen en aan bewind gekom het, het die stilte van vallende sneeu en die grysheid van die ys verdwyn. Die wêreld, alhoewel nou meer bruin en vaal na die ysige winter, het sy kleur begin terugkry. Drup, drup, drup het 'n kenmerkende klank geword. Maar nie die gedrup van 'n reën op die dak of op die grond nie. Wel, nog nie. Nee, koning Druppelbaard moet eers vir al die sneeubedekte dakke beveg. En hoe harder hy geveg het, veral met hoër temperature wat die ys en sneeu kon smelt, hoe meer kon jy sy drup, drup, drup hoor. Die stryd teen die sneeu op die grond was egter anders. Die mense het die hope sneeu verdryf deur sout daarop te gooi. Maar koning Druppelbaard het 'n besonderse vermoë gehad. Hierdie vermoë sou geleidelik die valerige winterskleure vir al meer groenigheid en blommepragt verruil. Nadat die laaste sneeu geval het en vir oulaas alles bedek het koning Druppelbaard sy grootste, mees triomfantelike stryd gevoer. Hy het die spierwit sneeu en die vaal winter met sy kleurstof kom bestry. Daar waar dit baie wit en kleurloos was, het hy gekonsentreerde druppels kleur laat val. Op ander plekke het hy met die verfkoos in die hand die wit sneeupalet begin inkleur. Partykeer het hy verkies om sy kleurpoeier te laat val in skakerings van geel, oranje, pers en pink. Wanneer hy oor die kleurpoeier sou verf, het dit 'n sagte pastelvermenging van kleur tot gevolg gehad. Koning Druppelbaard het saam met die hoër temperature gewerk. Al meer kleur het tevoorskyn gekom. En hoe meer die harde ys en sneeu waterstroompies begin maak het, hoe minder het die winterdroogte geword. Die verrimpelde droë blaartjies het weer opgepof. Die verlepte plantjies het begin groenigheid uitstoot. Die blomme het weer begin blomknoppe maak. En met minder koue wat oorheers het selfs die bome spatseltjies groen begin maak. Kort voor lank sou koning Druppelbaard hande vat en saam met die reënkoning die wêreld met genoeg water voed, sodat groei in die aankomende lente en winter, somer, sou verseker word. So, waar ons vandag staan, heers koning Druppelbaard. Van sneeumanne het daar net hopies oorgebly, en later niks. Yskristalle is vir druppels en reën verruil. Die damme en mere raak weer glansend helder en vloeibaar, eerder as dof en kliphard. Die mense verruil skies en skaatse vir stapstewels. Vir nou wen koning Druppelbaard. Tot die volgende koue of diep winter
weer vir Skandinawië besoek.